As ek kyk na die kere wat ek hierdie skrifvers al gelees het in die Bybel, dan dink ek het al 'n paar keer daaroor gepreek ook, en ek kan nie onthou hoeveel keer het ek dit al gelees nie. En hierdie week, toe die Here die gedagte op my hart lê, toe dacht ek, Here, gaan my lewe so by my verby, lees ek soveel keer Bybel en ek kom niks agter nie. Ek wil graag vanmôre 'n paar koringkorrels vir julle oopvrywe, en ek wil hê dat ons vanmôre sal kyk na die woord van die Here in Filippense, die 2de hoofstuk, en Paulus is aan die woord en hy sê in vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om in hom gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, en hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sal elke knie buig en elke tong wat in die hemel en op die aarde en wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot die heerlikheid van die Vader. Ons het dit baie gelees, né? Ek wil dit vanmôre vir u bietjie oopmaak, en weet jy wat, kind van die Here, wanneer ons introspeksie doen, en weet jy wat, mannetjie, ek is gedurig deur in die moeilikheid, maar dis fyn, want ek wil geestelik groei. Ek wil die dag as Jesus ons kom haal, wil ek sê dat die werk wat hy vir my gegee het ek gedoen. Jy mense gaan sien dan, hè? Sweet. Filippense 2 vers 5. Ek gaan nie vanmôre met u praat oor die tweede gedeelte, want God het hom verheerlik nie, is te veel. Ek het probeer om net een bladsy te maak, maar ek kan nie die woord van die Here afskeep nie. Ek kan nie net vanmôre vir 20 minute, ek weet pastoor Steyn, hy 20 minute, en dit is so dat daarna word die seed hard en ons wil die hoender gaan eet in die oond en al die goed. Maar ek kan nie vanmôre die woord van God afskeep omdat ons bang is, ons sit 10 minute langer nie. Ek beloof u, ek gaan so vinnig as moontlik maak. Want hierdie gesindheid, ek like meer die Engelse woord, attitude. Jy al gesien hoe ruk ons hare op in 'n bolla, as ek nie my sin kry nie. Attitude. Jy moet my nie verkeerd vryf en nou, jy sien hoe attitude het ek. Ons het almal attitude. En weet jy wat, die Here Jesus wil hê, ons moet attitude hê. Want hy sê, want hierdie gesindheid, en nou kom daar 'n probleem, Jacques, wat 'n gesindheid. Hy praat van hierdie gesindheid. Moet in julle wees, wie is julle? Dis ons. Ons wat kinders van God is. Die wêreld luister nie na die woord nie. Die Here praat met hulle deur sy woord, maar hulle lees hom nie. So, hulle is nie deel van julle nie. Die julle is ons, die kinders van God. Hierdie attitude moet in julle wees, kinders van God. En hier is ons nou in die moeilikheid, wat ook in Jesus was. Ou Corrie, ek kry baie keer baie skaam van myself. Ek het nie die gesindheid van Christus in my lewe nie. Hierdie wêreld moet net op 'n verkeerde plek krap, en check in my. Hy, dis die Here Jesus, wat in die gestalte van God was. Ek wil vanmôre hê, terwyl ek met jou praat, kind van die Here, wil ek hê, jy moet imagine. Ek wil hê, jy moet prentjies teken. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Ek gaan dit lees, ons gaan dit behandel. Maar hy het homself ontledig, dit is Jesus, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Ek wil hê jy moet iets verstaan. God, die Vader, het homself nie verneder nie. Ons moet dit mooi onthou. God die Vader is God die Vader supreme. God het hom nie verneder nie. God het nie vir ons op die aarde kom sterf nie. Jesus het. En nou praat hy van Jesus Christus,
Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag. Ons gaan mooi kyk na wat sê hy nou. En 'n gedaante gevind as 'n mens en homself verneder deur gehoorsaam te word. Op slag wanneer ek sien, wanneer hy praat van attitude, of wanneer hy praat van verneder, dan praat hy van gehoorsaamheid. Weet julle hoekom luister ons nie na die woord van die Here nie? Weet julle hoekom doen ons nie wat God se woord sê nie? Omdat ek my nie verneder voor God nie. I want to be in charge. Ek laat my nie voorskryf nie. Ons wille manne wat uit die ou tyd kom. Nee. Ons laat ons nie voorskryf nie. Dit kos baie dissipline in ons lewe om ons te laat gehoorsaam word aan sekere goed. Ons wil nie eens altyd vir ons vrouens luister nie. Dan weet ek, sê ja, jy luister ook nie vir my nie. Om myself te verneder is om gehoorsaam te word. Maar ons het 'n ander idee, 'n ander attitude omtrent hierdie ding. Die Amplified sê, let this same attitude, en nou gaan hy nog verder, die klomp Engelse, and purpose, and humble mind. Wat was die purpose van Christus gewees? Hy het een doel gehad, wat was dit? Om vir jou en my sonde te sterf op Golgotha. Let the same purpose, attitude and purpose and humble mind be in you. Met wie praat Paulus, ouens? Hy praat met ons. Hy praat met kerkmense. Dieselfde attitude wat in Christus was, dieselfde purpose, dieselfde humble mind must be in you, which was in Christ. Dan sê hy, let him be your example in humility. Ek het die woord geoefen. Ons kan van hierdie boodskap, kan jy huis toe vat en 'n boek skryf. Jy kan hom ontgin, jy kan hierdie diamante uithaal wat hier binne in geberre is. En weet jy wat op die punt, op die einde van die ding, kind van God, moet ons leer uit dit wat ons gesien het. Dit help ek sit vanmôre hierso en ek is nie bereid om te change nie, want Christus wys vir my, hy moes change ter wille van jou en my. Nou sê ek gaan nie change nie. Who, although being essentially one with God and in the form of God, possessing the fullness of the attributes. Attributes is attributes of kenmerke which make God God. Did not think this equality, né? Waar is ek nou? With God was a thing to be eagerly grasped and retained, but he stripped himself. Ek wil hê met hierdie woorde, kind van God, ek wil hê met hierdie boodskap vat en jy moet hom onderstreep en jy moet hom bedink. Ek wil hê jy moet aanhou dink en kyk ergens in hierdie boodskap is God besig om baie hard met ons te praat. Hy sê, let him be the example in humility. He stripped himself. Ek het baie gewoontes gehad wat ek myself, of deur die genade van die Here, myself moes strip, oom George, wat nie pas by 'n kind van God nie. Maar Christus stripped himself of all privileges and rightful dignity as to assume the guise of servant, of a slave, in that he became like men and was born a human being. And after he had appeared in human form, he abased and humbled himself. Ek wil hê net vir 'n oomblik. Hoekom sou dit wees dat God, die Seun, hy is ook God, die Seun, homself moes humble? Hy het nie nodig om dit te doen nie. Hoekom sou hy hom wou humble? Pastoor Willie? Om vir ons 'n voorbeeld te wees. Ja, maar
Ek wil hê julle moet die big picture sien. God woon in die hemele. Die uitspansel is sy huis, die sterrehemele is sy voete. Hy's exalted bo alles wat daar is. Hy is God. Hy word aanbid in Jesaja 6. Hy is God. En nou sê hy het homself gestrip en homself humble gemaak. George, dit breek my hart. Dit breek my hart om te weet dat God, die Seun, homself moes humble ter wille van hy. He humbled himself and carried his obedience to the extreme of death. Om humble te wees is om te doen wat God sê, om te submit to the extreme death. Paulus sê, ek leef nie meer nie. Wat het met jou gebeur, Paulus? I died, Christ lives in me. Die horrible Boet Snyman met al sy gemors had to die so that Christ could live in him. Ek moes gehoorsaam geword het tot die dood. Dit help nie, ek is gehoorsaam. Ons wederdopers wil mos, jy moet jou bekeer, jou laat doop, jy sal die Heilige Gees ontvang. Nie almal verstaan dit nie, ons verstaan dit. Maar nou help dit nie, ek kom tot bekering, en ek weet of ek my laat doop nie, want ek is klein gedoop. En nou wil ek nie myself humble nie, want julle gaan my nie daar verneder, en hy doopbaar daar voor al die mense nie. Ek wens ek kan baie dinge sê, maar ons tyd is te kort. The death of the cross. Ek wil vanmôre vir jou sê, as ek moes gekruisig word, en ek sê dit onder die bloed, as ek moes gekruisig word om hemel toe te gaan, was ek nie in die hemel nie, George. Ons kan nie imagine wat het met Christus gebeur, vandat hy verraai is in Getsemane, tot hy aan die kruishout gesterwe nie. We cannot imagine it. En wanneer ek die persepsie het om te probeer verstaan waardeur Christus gegaan het, dan sê ek, I cannot do it. Never mind vir iemand anders. You won't be that lucky. As dit moes gebeur het, sou die hemel leeg gewees het. Ek weet nie wie van u, en dit moet nou nie vir my kwaad word nie, ek weet nie wie van u is bereid om gekruisig, voor jy ja sê, pas op. Dan was die hemel leeg gewees. Jy sê, hoe kan jy so wise raak om vir my te sê, ek sal nie myself kruisig nie. Ons sukkel om in die kerk te kom. Ons sukkel om Bybel te lees. Ons sukkel om te sing, never mind om te sterf. En nou is daar 'n surprise vir die wat nie in die wegraping gaan weggaan nie. If you want to get in heaven, moet jou kop afgekap word. Dis 'n ander ene daai, ons sal ander dag daaroor praat. My titel vanmôre, Christus in gestalte God, in gedaante dienskneg. The idea that God would become man was a major stumbling block for many. He must undergo a change from good to bad. Wat bedoel Paulus? Hy moet change van good na bad. Hy was God. Toe moes hy 'n mens word. From beautiful to shameful, from happiness to misfortune, and from what is best to what is the most wicked. Wat bedoel hy? Toe hy aan die kruis hang, toe hang hy met die hele wêreld se sonde aan hom. The most wicked. Wanneer ek na hier goed kyk, dan wonder ek baie maal, hoe voel die hart van God? Want ons wil nie.
Die vernedering van Christus, ons praat van die Seun van God. Reeds in die ewige verlede het die Godheid reeds besluit dat Christus God se diensknegt sou word op die aarde vir die verlossing van die mensdom se sondes. Efesiërs 1:4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Voordat die wêreld daar was, het God reeds besluit dat Jesus sou sterwe vir die sonde van die mens, want God is alwetend. Hy weet wat in die ewige toekoms gaan gebeur. Hy het geweet die Jode gaan Christus verwerp, maar Christus gesterf sodat ons wat heidene was, gered kon word en hemel toe kan gaan, die bruid van Christus kan word. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die aarde, van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het. Weet jy wat, kind van God? God het voorbeskik dat jy sy kind sou word. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Om ons as kinders vir homself aan te neem. Hoe sou God dit doen? Deur Jesus Christus. Ons sukkel om vir die Here te lewe. Ons het soveel issues en dinge en prioriteite en wat hierdie wêreld ons bied. Maar dis deur Christus wat God homself hom voorbeskik het om ons as kinders vir hom aan te neem. Deur Christus, maar ons wil hom nie dien nie. Jy sê, Boeta, ek is in die kerk. Ek is bly is in die kerk. Kom ons bly daar. Kom ons leer wat die woord vir ons sê en kom ons doen, kom ons word nederig. Weet julle wat? Dis 'n verskriklike ding, Pastoor Willie, om nederig te word. André, dis 'n verskriklike ding. Want nederig word beteken, ek moet myself humiliate. Ek moet 'n diensknegt word. Ek moet 'n voorskoot aantrek en sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Die vernedering van Christus was dis vooraf bepaal in die ewige verlede, dat God die Seun besluit om vrywillig, dat hy op 'n bepaalde tyd sal doen en word in 3 fases opgedeel. Christus se vernedering in die hemel. Filippense 2 vers 6, ons geleesde gedeelte. Hy wat in die gestalte, kyk na die Grieks, dit beteken His Majesty. Hy wat in die gestalte van God was. Johannes 17 vers 5 sê vir ons, en nou Vader, verheerlik my by U self met die heerlikheid, die majesty wat ek by U gehad het voor die wêreld was. Christ was entitled to supreme honor. Hy het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Christus is gelykvormig aan God. Die woord van die Here sê, in die begin was die woord was by God en die woord was God. Christ, who existed as God equal with the Father, did not see maintaining his status as something that must be held onto at all cost. Weet julle ouens, ons like nogal om ten alle koste my image te behou. Kom ons dink net vir 'n oomblik daaraan. My image, ou Renier is I'm the Mac. Ons like om Mac het. Ek het 'n hoë pos by die werk. I'm the boss. Ek wonder hoe lyk 'n bos met 'n voorskoot aan. Kan ek jou help? Kan ek jou dien? Ek is 'n vloekwoord vir. Ons is veronderstel om mekaar as kinders van God te bedien. Waarmee? Liefde. Liefde bedek alles. Maar nou het jy my kwaad gemaak gister, hoe gaan ek jou lief hê, man? Ons is mos op hierdie judgment ding. Ons judge, en dan het ons nie liefde nie, meantime het ons nie 'n klou wat ons eintlik gejudge het nie.
Ek wil net vir 'n oomblik vir u vra, gaan nou klaarmaak. Ek wil net vir 'n oomblik hê jy moet probeer imagine in die hemel. Jesaja sê in die sterfjaar van koning Usia het ek die Here Lord, Kairos, dit kan God of Jesus wees, op 'n hoë en 'n verhewe troon gesien sit, sy so met die tempel gevul en daar was baie serafs. Hulle geroep, holy, 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 was soos donderslag gewees. Hulle 6 vlerke gehad, 2 het hulle oë toegemaak, want hulle kon hierdie onsienlike God nie aanskou nie, want hy woon in 'n ontoeganklike lig. Sy Shekinah heerlikheid straal uit hom uit. Met 2 ander vlerke het hulle voete bedek, want die grond waarop hulle gestaan het was heilig. En met 2 het hulle gevlieg en hulle het sonder ophou geroep, holy, holy, holy. Kan jy vir 'n oomblik imagine wat het gebeur toe hulle sien dat Jesus homself, die Bybel sê ontkleed, ontledig. Ek sien in my geestesoog hoe hy sy kroon afhaal. Ek sien hoe hy sy kleed van majesty uittrek. Ek sien in my gees hoe hy die scepter neersit. Ek sien hoe hy Shekinah heerlikheid van hom afgaan. En ek dink die engele staan en dink, what happened? Ek wil hê julle moet daaraan dink. As jy 'n engel was, wat sou jy gedink het, wat gaan nou hier aan? Hoe kan hy dit doen? Hoe kan God die Vader dit toelaat dat sy seun weet julle wat ouens, ons verstaan nie hierdie goed nie. Ek het geen klou waarmee ons te doen het nie. Org. Imagine hierdie goed moet voor jou gebeur. Ander dag sit ek en skiem, as Jesus op pad Golgotha was, ou Petrus was so vol bravade gewees, maar weet jy wat, op 'n kol kruip hy weg. Ek dink ek sou tussen daai klomp soldate ingestorm en sê, los hom uit. Al het hulle my doodgemaak en nou is ek serieus. Maar terwyl hy homself ontledig, kyk die engele dit en hulle staan in bewondering. Ek weet nie het hulle gehuil nie, Pastoor Willie. Ek weet nie het hulle upset geraak nie, het hulle na God toe gedraai gesê, wat is dit nou? Ek sou dit nie kon handle nie. Maar hy het gedoen. Sy menswording het engele, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. God word mens. Jesus was gelyk aan God en nou gelyk aan die mens. Paulus sê in Romeine 1, beskryf hy homself, hy sê, ek Paulus, 'n diensknegt, Grieks is doulos, a bondslave. It was considered to be shameful to be a slave. His will is more important than my own, to serve God's purposes rather than his own. To serve God's purpose rather than my own. Vir die engele was dit vir hom wat hom van die vroegste tye af aanbid het, was die feit van sy menswording 'n verstommende skouspel. In wese was hy nog God. Hy kon enigiets doen op aarde, maar hy het net gedoen wat die Vader hom sê om te doen. Weet jy wat, kind van die Here, jy lees soveel op die flipside van hierdie ding. Daar's baie dinge wat ons kan doen.
Maar om myself te humble en 'n diensknegt vir God te word, om te doen net wat hy vir my sê om te doen, is elke ou se job nie. Paulus sê hierdie gesindheid wat in Christus was, moet ook in julle wees. In wese was hy nog God, maar uiterlik mens, 'n diensknegt, 'n bondslyf van God die Vader om die wil van die Vader te doen. Johannes 6:38 sê, want ek het uit die hemel neergedaal, ek is Jesus, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom, God die Vader, wat my gestuur het. Christus se vernedering in die dood, en dan gaan dit klaarmaak. En 'n gedaante gevind as mens, wat homself verneder het, deur gehoorsaam te word. Ek wil jou vanmôre vra, kind van die Here, terwyl jy onder die geklank van die woord is, wil jy jou nie self verneder voor die kragtige hand van God en gehoorsaam word aan die woord nie? Ek vra jou vanmôre. Jy sê, Boet, ek doen dit. Ek wil jy moet weer gaan mooi lees. Het gehoorsaam geword tot die dood, deur te sterf vir ons sondes, ja, die dood van die kruis. As God hoef Jesus nie gehoorsaam te gewees het aan niemand nie, want hy is God. God is soewerein, alles is aan hom onderworpe. Jesus humble homself en word gehoorsaam aan die Vader, en dit is wat die Vader vir hom gesê het om te doen. Johannes 6:38, want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Living among us as a human being, Jesus humbled himself even more and permitted himself to suffer the most shameful and painful of all ancient forms of execution, crucifixion. Jy sien, kind van die Here, is maklik om voor 'n vuurpeloton doodgeskiet te word. Is vinnig en is klaar. Om jou kop af te kap is vinnig en klaar. Het u geweet dat die Romeine het nie toegelaat dat Romeinse mense gekrusified word nie. Dis te erg gewees. En weet jy, Jesus se eie mense sê crucify hom. Ek wil hê met daai gedeelte mooi gaan kyk by die huis. As jy ek musiekante kan gespeel, Karen, dankie. Pastoor Steyn, kom staan hier by my asseblief. Ek weet nie of iets wil sê nie, maar weet jy wat, kind van die Here, voordat ek gaan loop, is jy bereid om jouself te humiliate? En weet jy wat, ons verstaan ons nou, dat dit gaan nie oor hierdie humiliation, om sommer net minder as ander mense te wees. Ons weet waaroor dit gaan. Vanmôre se humiliation gaan oor, is jy bereid om gehoorsaam te wees?